kosbaar is die nagmaal vir my en u. En ek wil hê ons moet daarna kyk vanoggend en stil staan daarby. En ek wil hê ons moet daar die volgende dink. Die voltooide verbond. Waarom Jesus vir ons 'n nuwe maaltyd gegee het. En hoekom het Jesus dit vir ons gegee? En daar's 4 vrae wat ek gaan behandel en ek wil dit antwoord, maar ek kan nie in diepte gaan, die tyd laat dit nie toe, dat ons in diepte elkeen bespreek nie, maar ek wil na 4 punte vanoggend kyk. En voor ek by daai vrae uitkom, wil ek hê ons moet vanoggend kyk, wat is 'n verbond? Die nuwe verbond of 'n nuwe testament. En ek gaan vir u voorlees uit Lukas 22 vers 20. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die nuwe testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. So ons kan kyk, testament word vertaal dan, as ons gaan kyk met covenant, met 'n verbond. God is 'n verbondsgod. 'n Verbond in die Bybelse tyd is nie net 'n ooreenkoms nie. As jy 'n verbond verstaan, en wat 'n verbond beteken, en jy verstaan dit, sal jy die hele storielyn van die skrif kan verstaan, van Genesis tot Openbaring. 'n Verbond is 'n bindende verhouding wat deur God gevestig is. So wat is die elemente van 'n verbond? So as ons kyk na 'n verbond, alle verbonde vereis dat daar bloed moet wees. Met ander woorde, 'n verbond, as jy gaan kyk na 'n verbond, is daar vergieting van bloed. Met ander woorde, bloed het gestort. Met ander woorde, daai verbond word verseël met bloed. In die Ou Testament, byvoorbeeld, was daar 'n lam gebruik. En die bloed van die lam was gebruik tydens die verbond. In die Nuwe Testament is dit die bloed van Jesus Christus. En daarom is dit belangrik om dit te sien. Alle verbonde verder skep 'n identiteit. Dit identifiseer die betrokke persone. Met ander woorde, daar's 'n identiteit. Wanneer daar 'n verbond is daar 'n identiteit. En jy kan gaan kyk byvoorbeeld, Israel se identiteit het uit die ou verbond gekom. Met ander woorde, is God se volk gewees. Daar's 'n ou verbond en hulle identiteit, Israel se identiteit het uit 'n ou verbond gekom. My en u identiteit in die Nuwe Testament kom ons identiteit uit 'n nuwe verbond uit. So ons is nie betrokke of ons val nie onder die ou verbond nie. Want dit was gesluit met Israel deur God. In die Nuwe Testament is daar verbond vir my en u. Dis waar ons identiteit lê. Alle verbonde het seëninge en verantwoordelikhede. Vir Israel was daar 'n seën, maar daar was 'n verantwoordelikheid op hulle. En vanoggend vir my en u, daar's 'n seën, maar daar's 'n verantwoordelikheid op ons. 'n Verbond het 'n middelaar. 'n Verbond het altyd iemand wat tussen God en die mens staan. As ons gaan kyk met die ou verbond, Moses het ingetree daar in die ou verbond. Moses was die bemiddelaar. In die Nuwe Testament, Jesus is die middelaar in die nuwe verbond. So tussen ons en God, Jesus Christus is daar. Hy's die middelaar vandag vir my en u in die nuwe verbond. En as ons die betekenis van die verbond verstaan vandag, as ek en u vandag kom en sê ek verstaan wat 'n verbond is, wat gaan ons dan verstaan? As ons dit verstaan, kan ons die Paasfees verstaan. Ons kan die nagmaal vanoggend verstaan. As ons weet wat 'n verbond is, ons kan ons verlossing verstaan. Ons kan die kruis verstaan as ons weet wat 'n verbond is. Ons kan die skrif verstaan as ons weet wat 'n verbond is. Wanneer was die verbond met Paasfees ingestel? En wat beteken dit? Dis die eerste gedagte. En baie kere kan ons dink dis geskiedenis. Ek moet dit lees as geskiedenis. Ou Testamenties geskiedenis. Nee, dit is nie hoe dit werk nie. Alles wat daar gebeur is vandag vir my en u van toepassing. Ja, maar ek is nie 'n Israeliet nie, ek's nie 'n Jood nie. Ja, ons is nie. Maar as ons gaan kyk wat met hulle gebeur het, daai verbond, van daar af het dit 'n impak vandag op my en u, op ons lewens. So wanneer was die verbond met Paasfees ingestel? Paasfees was op een spesifieke nag ingestel. Die nag van die 10de plaag. In Egipte, waar die eerstgeborenes van Egipte gesterf. Wat het daar gebeur?
God kom en hy gee opdrag aan die Israelitiese gesinne, om 'n lam te vat, sonder gebrek, om daai lam te slag, en die bloed van daai lam te vat, en op die deurposte moes hulle dit gesmeer het. Dis wat hulle moes doen met 'n hisoptak, moes hulle op daai deurkusyne, deurposte moes hulle dit geseën het. En die bloed was die teken. Met ander woorde, daar kon geen oordeel in daardie huis gekom het nie. Dit mag nie daarin gegaan het nie. Dit was die verbondsmaal van verlossing. Op die nag van die Paasfees het God deur die bloed van 'n lam, deur hy bloed wat daar gesmeer is op hy deurkusyne, wat het dit beteken? Sy volk is beskerm. Die eerstgeborenes van Egipte is geoordeel. En Israel is uit slawerny uit bevry en hulle kan uittrek. Dis wat dit beteken vir oggend. Dink, kan jy dit insien? Die Israeliete gaan, hulle slag hy lam. Hulle vat hy bloed. Hulle smeer dit aan hy deurkusyne. Hulle staan binne, hulle staan daar, hulle eet hy ete. En die oordeel gaan verby. Hulle is veilig. So wat het Paasfees beteken dan? Die Paasfees het een groot waarheid bo alles beteken. God red sy volk deur die bloed van 'n plaasvervanger. 'n Lam het in die plek van die eerstgeborenes gesterf. Die eerstgeborenes moes gesterf het. 'n Lam het dood gegaan in die plek van hy eerstgeborenes. Wat sou gebeur het, en is duidelik, as een Israeliet besluit het, ek doen dit nie, sou sy eerstgeborene gesterf het. En wat beteken Paasfees? Die naam beteken dat oorgegaan, gaan oor of Passover, as gevolg van die bloed. Die oordeel het nie daarin gekom nie. Paasfees het 'n verlossing van slawerny gebring. Deur wat daar gebeur het, kon God, die Here kom en hy onderskei wie aan hom behoort en wie nie aan hom behoort nie. Met ander woorde, die wat nie gedoen het wat God gesê het nie, die wat die deurkusyne nie met bloed gesmeer het nie, het nie God geken nie. En die wat het gedoen het, het God geken. En God het onderskei die wat aan hom behoort en die wat nie aan hom behoort nie. Die ete was geëet volgens God se instruksies. Sy teenwoordigheid en onder sy beskerming. Dink daaraan en dink waartoe ons gaan. Die ete word geëet onder God se instruksies, in God se teenwoordigheid, God se beskerming. Ons is hier vanoggend as 'n gemeente, ons gaan 'n ete geniet. In God se teenwoordigheid vanoggend. Wat beteken hierdie nagmaal? Wat beteken hierdie tafel wat deur Jesus Christus ingestel is? Ons is duisende jare terug. Kyk ons, maar ons beweeg dan en ons kan sien wat dit beteken. 'n Verbondsmaaltyd beteken altyd dat die verhouding herstel word. Dit wat jy verkeerd doen, dit wat jy gesondig het, dit wat jy tekort kom, die verhouding kan herstel word vanoggend. Is 'n verbondsmaaltyd. Kom ons kyk na tweedens, het die instelling van die nagmaal die Paasfees vervang? En jy kan sê ja, dit het. Maar voor ons daarna kyk, is die volgende verskriklik belangrik. Ons moet eers onderskei tussen die woord vervul en vervang. Wat beteken dit? Jesus het die nagmaal ingestel. So wat het gebeur? Vervul beteken om iets tot die beoogde doel te bring. Met ander woorde, daar's 'n doel en dit kom uiteindelik tot daai doel. Dit is wat vervul beteken. So gaan dink daaraan, ek het 'n beeld, dink aan 'n saad. Daai saad word geplant en die doel op die einde van die dag is daar moet 'n boom wees. So as die saad geplant word en uiteindelik is daar 'n boom, dan is dit vervul. Die saad se doel wat daar was, is vervul. Wanneer die boom uiteindelik daar is, beteken die doel wat daai saad voor was, is vervul. En as dit vervul is, dan kan dit vervang word. Met die instelling van die nagmaal het Jesus dan die Pasga-beker geneem, wat die ou verbond voorstel. Daar's 'n nuwe verbond wat hy dan instel.
Lukas 22 vers 20. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament, of die verbond, in my bloed wat vir julle uitgestort is. En dan in Hebreërs 10:9, hy neem die eerste weg om die tweede te stel. En dit is belangrik, Paasfees moes eers vervul word, want dit was 'n profesie. Dit was 'n profesie en dit was 'n skaduwee. En dis belangrik dat ons altyd onthou, die Ou Testament is nie net maar iets, die skadu wat wys na Christus. As Jesus net gekom het en gesê het, ek vervang Paasfees, dis nie vervulling, ek vervang Paasfees, wat sou dit beteken het? Dit sou beteken het, die profesie het misluk. Dit sou beteken het, die skaduwee was betekenloos. En daarom is dit belangrik, vervul en dan vervang. Dieselfde met die wet. Christus het nie die wet weggeneem nie, dis vervul. In hom. En hoe het Jesus die Paasfees vervul? Kom ons kyk daarna, hoe het Jesus die Paasfees vervul? Alles was in God se perfekte plan, duisende jare terug, sodat ek en u vandag hier kan sit om 'n nagmaaltafel, en daarom is dit belangrik, die nagmaal is nie net maar ietsiekie. Dis nie net iets om te doen, om te sê, hoor jy so, nagmaal afgetik, ons het ons plig gedoen nie. Nee, en ek het dit vergelyk, daar was 'n lam, wat geslag is, Jesus, die lam van God. Die bloed het gevloei daarso, daai bloed het redding gebring vir Israel, die bloed, sy bloed aan die kruis, Christus se bloed aan die kruis, die verlossing vir my en u van sonde. So weet u is vandag, u is skoon gewas in die bloed van Christus, weet u, die bloed aan die kruis, het vir u verlossing gebring. Die ete, daar was 'n ete, vandag gemeenskap met mekaar. Ek en u kan vandag gemeenskap hê met mekaar, en dit is eintlik belangrik. Ek dink die nagmaal is belangrik, vir een deel ook, dit bring my en u tot stilstand. Laat ons sê, wat het ek en u met mekaar gedoen in hierdie tydjie? Want ons is in gemeenskap, broers en susters in gemeenskap, in 'n liggaam. So wat het ek gedoen in hierdie tyd teenoor my broer of teenoor my suster? Is dit nie goed nie? Is dit nie goed om stil te raak nie? Hoe kan ons vanoggend om hierdie tafel sit in gemeenskap? Maar ons het iets te mekaar. Met ander woorde was 'n ete, gemeenskap. Die oordeel was Passover, verbygegaan. Ons is geregverdigmaking. Met ander woorde, ons is vry vanoggend. Ons staan in die regte posisie voor Christus, voor God vandag. Deur die bloed, deur Jesus. Die eersgeborenes is gespaar. Ons is vanoggend gered. Ek en u is vanoggend, as jy 'n kind van God is, gespaar, gered. Hy eersgeborenes is gespaar, hulle was gered, hulle was gepaas oor. Vanoggend is ek en u gered deur die bloed van Jesus Christus aan die kruis. So vanoggend, broers en susters, u kan hierso sit en sê, dit wat ek verdien, kom nie na my toe nie. Die dood, die ewige dood. Ons is gespaar soos die eersgeborenes gespaar is. Jesus het die volgende in vervulling gebring. Jesus het die wet in vervulling gebring. Hy het die priesterskap in vervulling gebring. Die offer. Daar's nie meer offers nodig nie, broers en susters. Die tempel, alles wat in die tempel was, is vervul. Die Paasfees, die fees van die ongesuurde brode, die fees van eerstelinge, first fruits, Pinksterfees, die versoeningsdag, begin in Jesus en sal volbring word met Jesus se wederkoms. Die loofhuttefees, God woon reeds in ons, en dit word finaal vervul wanneer Jesus terugkom. En die basuine word totaal vervul met Jesus se wederkoms. Met ander woorde, alles is reeds vervul in Christus. Dis waarom ek en u nie vandag besig is met ander feeste nie. Want dit is vervul in Jesus Christus.
elke ding wat God gesê het, elke item, hoe dit moes ontwerp word, het God bepaal. In die tempel, en in daardie tyd, en met Paasfees, sodat dit in Christus vervul kan word, en ek en u vandag hier kan sê, ons kan verklaar, dis vervul, en daarom word ons genoem die gemeente van die eersgeborenes. Hebreërs 12:23, en by die feestelike vergaderings, en die gemeente van eersgeborenes, wat in die hemel opgeskrywe is, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges. Met ander woorde, ons is vandag, moet ons opgewonde raak. Ons is in so wonderlike posisie, ons is die eersgeborenes in Christus. Paasfees beteken dat die oordeel gaan oor ons, as gevolg van die vergieting van die bloed. Dink terug. Dink vir 'n oomblik terug. Dink aan daai nag van daai slawe. Hulle het deur al hierdie goed gegaan, deur die moeilike tye. En is uiteindelik daar. En God kom en hy gee vir hulle opdrag. En hulle is gehoorsaam. En hulle word oorgegaan, Passover. En hulle word gered. God het gesê, wanneer ek die bloed sien, sal ek oor jou gaan. So wanneer God vandag na my en u kyk, sien hy die bloed van Jesus Christus. En hy gaan oor ons. Want ons is skoon gewas in die bloed van Christus. Maak nie saak wat u al gedoen het. Maak nie saak wat u storie is nie. Maak nie saak wat u verlede is nie. As u stop en tot inkeer kom, is die bloed daar. Die bloed van Jesus Christus is daar. En hy bedek ons. Punt nommer 4. Wat beteken die nagmaal dan vir ons vandag? En dis vir my verskriklik belangrik. Wat beteken dit vir my en u? Wat 'n voorreg om hier te mag wees. En wat beteken dit vir my en vir u vandag? Dit beteken veel meer, soos ek gesê het, as 'n tradisie of 'n maandelikse byeenkoms. Dit is die lewende, voortdurende herinnering van die nuwe verbond vir my en u vandag. Dis wat dit beteken. Daar's 'n nuwe verbond. Wat 'n voorreg. Die lewendige God het 'n verbond gemaak. In die Ou Testament kan ons sien, daar was verbonde wat gesluit was, maar hierdie is 'n nuwe verbond, ingestel deur Jesus Christus. Vir ons, vir gelowiges, vandag. En ek wil 4 dinge noem wat die nagmaal vir elkeen van ons moet beteken. Die eerste ene, nagmaal beteken ons leef onder die nuwe verbond, nie onder die ou verbond nie. So ek en u vandag lewe onder die nuwe verbond. Ons lewe nie meer onder die ou verbond nie. En dit is so wonderlik vir ons. Ons is nie meer onder die wet nie, maar ons is onder genade. Die bloed van die lam is vervang met die bloed van Jesus. En daarom is dit ewig. Ons hoef nie meer te offer nie. Die bloed van Jesus Christus het die bloed van die lam vervang. En daarom kan ek en u vandag hier so sit en sê, ek weet onder wat ek val. Die wyn stel dan hierdie bloed voor, of die sap wat ons drink. Dit herinner ons aan ons verbondsidentiteit. Vanoggend, deur die Nuwe Testament, die nuwe verbond wat Christus ingestel het, is ons vergewe. Dis wat die nagmaal sê vanoggend vir ons. Dis wat die verbond sê. Ons is vergewe. Ons is verlos vanoggend. Ons is aanvaar. En as mense op 'n verkeerde plek jou aanvaarding gaan soek, is dit 'n proses wat jou hele lewe deurgaan en dit gaan uitloop op niks. Dit gaan uitloop op leegheid. Ons is aangeneem.
Ons is nie meer weeskinders nie. Ons is nie meer slawe nie. Ons is kinders van God. Ons is aangeneem. En wanneer ons om hierdie tafel sit, verklaar ons dit. Ek is aangeneem. Ek is God se kind en ek gaan om hierdie tafel sit vandag. Wat 'n voorreg. Ek sit nie om hierdie tafel vanoggend as 'n slaaf nie. Ek sit om hierdie tafel vanoggend as 'n kind van God. In die teenwoordigheid van God. Is dit nie wonderlik nie? God is hier teenwoordig. En hy wil vandag met u maaltyd hê. En ek is bedek. Ek is vanoggend bedek. Dis wat hierdie tafel ons herinner. Ek is vanoggend bedek. Tweedens, 'n tweede gedagte oor die nagmaal wat jy moet onthou. Nagmaal beteken ons onthou voortdurend die kruis. Met ander woorde, Jesus het gesê, doen hierdie tot my nagedagtenis. So die kruis is sentraal van ons lewe. Dis die middelpunt van ons lewe. Ons onthou Jesus Christus sentraal. Ons vergeet nie van hom nie. Vanoggend om hierdie tafel, Jesus Christus. Mag die nagmaal die kruis sentraal in ons harte hou. 'n derde gedagte, nagmaal beteken ons verkondig die evangelie. Dis wat ons vanoggend doen. Dis vergewing van sondes. Enige iemand van die wêreld wat jy kan instap vanoggend, wat is julle mee besig? Ons sit om die tafel, saam met God. Ons verkondig die evangelie. Dis wat ons vanoggend doen. Wanneer u nagmaal hou, verkondig ons die evangelie. Elke keer verklaar ons die verlossing van Jesus Christus, wanneer ons om hierdie tafel sit. Hierdie is 'n openbare verklaring van die voltooide werk van Christus. Ons verklaar, die werk is voltooi. Dit is volbring. Dis klaar. Daar's niks wat bygevoeg moet word nie. Daar's niks wat bygevoeg kan word nie. Dis perfek. Dis volbring. Die nagmaal beteken, ons het gemeenskap met mekaar en met God. Die tafel met die toonbrode in die tempel het gedui op die gemeenskap wat God gehad het met Israel. So dit wys weer vanoggend na ons toe. En wanneer ek en u vanoggend hier sit, is ons besig gemeenskap met mekaar en gemeenskap met God. Daarom moet ek en u op 'n plek kom wat ons sê, dis wat die nagmaal beteken. Moet ek regmaak, hardloop om reg te maak. Want ek wil saam met my broers en susters om 'n tafel sit. Ek wil saam my broers en susters om 'n tafel sit in gemeenskap, in die teenwoordigheid van God. Saam aan sy tafel gaan ons sit. Wat beteken dit? Dit beteken ons deel in sy lewe, sy kruis. Vanoggend deel ons in sy oorwinning. Ons deel in sy geregtigheid. Vanoggend kom ek en u en ons deel in sy verbondseëninge. Ons behoort aan Christus. En ons behoort aan mekaar. Vanoggend sien ons uit na Christus se wederkoms. Ons sien uit dat Christus terugkom. En as jy gaan kyk, Matteus 26:29, maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer van hierdie vrug van die wingerd drink, tot op daardie dag, wanneer ek dit nie saam met julle in die koninkryk van my Vader drink. So Christus kom terug. Met ander woorde, hierdie nagmaal vanoggend wys vorentoe. Dit wys vorentoe. Dit wys na die huweliksete van die lam. Met ander woorde, bruilofsmaal van die lam, Openbaring 19:9. Dis waartoe dit verwys. En dis waartoe ek en u uitsien. Ons kyk en ons sien uit na die terugkeer van Christus. Dis wat ons verklaar. Ons is nie net besig met 'n ritueel nie. 'n dooie iets nie. Ons is besig met 'n tafel wat Christus self ingestel het. Ons is besig, ons dien 'n lewendige God. Die nagmaal wys vorentoe na herstel van alle dinge. Finale oorwinning. Maar herstel van alle dinge. Kyk vorentoe. Gaan dink aan Openbaring. Geen pyn, geen hartseer, geen trane, geen smart nie. Ons kyk daarna vanoggend. Dit maak ons opgewonde, want ons tyd op hierdie aarde is slegs 'n rit, 'n deurreis. Dis nie ons bestemming nie.
As hierdie u bestemming is, wat 'n hopelose situasie om in te wees. Maar dis nie ons eindbestemming, ons kyk vorentoe. Dis wat die tafel vanoggend vir ons sê. En as gevolg van hierdie nuwe verbond wat Christus ingestel het, wat beteken dit vir ons? Christus het dit ingestel. Ou Testament, die ou verbond, was tydelik. Wat beteken hierdie nuwe verbond vir my en u? Deur die nuwe verbond wat Christus ingestel het, het ons toegang tot God. Ons het vrede met God. Ons het vanoggend die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat in ons is. Ons het vanoggend oorwinning oor sonde. Ons het genesing vir ons siele vanoggend. En ons het krag vir die lewe. Ons het krag vir nou. Ons het krag vir môre. Al is dit moeilik. Dis die nuwe verbond. Dis wat Christus ingestel het. Die nagmaal is die teken dat die verbond nie meer op klip geskryf is nie. Dis op ons harte geskryf. En vanoggend kan ons hierso sit en sê, Jesus het vir ons 'n nuwe maaltyd gegee. Hierdie nuwe verbond, ek en u is daarbey ingesluit. Voorheen was ons uitgesluit. Maar Jesus kom en hy stel hy nuwe verbond en ons is deel daarvan, 'n nuwe maaltyd. Hy gee vir ons 'n nuwe maaltyd. Die Here kom vanoggend, broers en susters. Hy gee u 'n nuwe identiteit, 'n nuwe hart, 'n nuwe lewe. Leef soos iemand. Leef soos iemand wat besef, Christus is genoeg. Leef soos iemand wat kan sê, ek glo dat Christus genoeg is. Amen.